Goeiemôre, baie welkom by vandag se oordeenking. Kom ons buig net ons hoofde saam in gebed. Here, lei ons asseblief in begrip van die woord wat ons saam lees en oordink vandag. Amen. Ons voorlesing vanmôre is vanuit 1 Korintiërs 1 vers 6 en 7. Die boodskap van Christus is onder julle so goed gevestig dat dit julle nie aan 'n enkele genadegawe ontbreek nie. Julle bly ook vol verwagting uitsien na die verskyning van ons Here Jesus Christus. Paulus bevestig in hierdie woorde dat die evangelie soos hy dit verkondig het nou vrug dra in die gemeente se lewe. Die boodskap van Christus is onder julle so goed gevestig, sê hy, dat dit julle nie aan 'n enkele genadegawe ontbreek nie. Die interpretasie van sy volgende woorde is egter 'n bietjie moeiliker. Julle bly ook vol verwagting uitsien na die verskyning van ons Here Jesus Christus, sê hy. Hoe moet ons dit verstaan? Handel dit oor Jesus se wederkoms of dalk oor 'n direkte openbaring wat God aan gelowiges kan gee deur verskeie gawes in Jesus Christus? Albei interpretasies is moontlik. Wanneer ons Paulus se gebruik van die woord nagaan, sien ons dat hy dit op nog 2 ander plekke in die brief gebruik. Hierdie gebruike skets dan vir ons die agtergrond waarteen ons dit kan verstaan. Daar in hoofstuk 14 vers 6 sê hy, en nou broers, as ek na julle toe kom in gewone tale of klanke gebruik, van watter nut sal ek vir julle wees? Ek sal vir julle net van nut wees as ek 'n openbaring of kennis of profesie of lering aan julle meedeel. En in vers 26 sê hy, hoe moet dit dan wees broers? Elke keer as julle by mekaar kom, het elkeen gewoonlik 'n bydrae om te lewe. 'n Psalm, 'n onderwysing, 'n openbaring, 'n ongewone taal of klank, 'n uitleg daarvan. Sorg dan dat alles tot opbou van die gemeente verloop. Die woord vir openbaring is wat Paulus gebruik in ons teksgedeelte. Dit maak dus sin om te verstaan dat hy praat van 'n besondere openbaring of kennis wat tot opbou van die gemeente sal strek. Dit maak in die lig hiervan sin om te verstaan dat Paulus sê, die gemeente sien uit na 'n goeie preek gevul met 'n openbaring of kennis wat direk afkomstig is van Christus. Paulus slaan deur die Heilige Gees die spyker op die kop in terme van 'n gemeente se basiese verwagting of behoefte. Wanneer ons die evangelie gehoor het en dit begin vrug dra in ons gemeentelewe, sien ons uit na die persoonlike begeleiding van ons Here Jesus Christus in ons gemeentelewe. Dit is my beskeie mening dat dit min of meer is wat ons moet verstaan uit die woorde van Paulus in verse 6 en 7. Dit lê 'n verantwoordelikheid op 3 vlakke in die gemeente. Die gemeente moet honger na die waarheid afkomstig van Christus. Die leier wat voorgaan in die gemeente moet sorg dat sy of haar woordbediening vanaf Christus kom en geensins daarvan afwyk nie. En derdens, die gemeente moet self sensitief wees om te luister na die woord van die Here en om uiting daaraan te gee tot stigting van die gemeente. Mag ons hierdie paar gedagtes en waarheid vandag ter harte neem. Here, lei ons asseblief om U reg te hoor, reg te verstaan en reg oor te dra. Amen.